Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. 'n Laaste saak waarna Prof Koenig rakende in profeseë kyk, is die van onvervulde profeseë. Ons moet mooi nadink oor wat ons met onvervulde profeseë bedoel. Want ons het reeds gesien dat profeseë besonder vry en op 'n verrassende manier vervul word. Niemand sou ooit kon dink Amos 9 vers 11 tot 12 is in Paulus se heidenssending vervul, as Jakobus dit nie spesifiek uitgewys het nie. Of dat Joël se oorlogsprofesie in die koms van die Gees vervul is nie. Dit beteken baie van die sogenaamde onvervulde profeseë wel vervul kan wees op maniere waarop ons nooit eens kan dink nie. Daar is immers nêrens in die Bybel die gedagte dat elke vervulling van 'n profesie in die Bybel aangekondig word, soos byvoorbeeld die vervulling van Amos 9 en Joël 2 nie. Verder is dit ook duidelik dat talle van die profeseë wat oorspronklik oor Israel uitgespreek is, later vir die kerk vervul is. Ons het na talle verwys. Maar dit is eenvoudig die waarvan die vervulling aangekondig is. Hoeveel ander profeseë oor Israel is daar dalk wat ook vir die kerk vervul is, maar nooit in die Bybel aangekondig is nie. Derdens is daar veral 'n aantal profeseë in verband met die terugtog van Israel uit die ballingskap, wat as onvervulde profeseë beskou word. En daar is twee groepe. Die waarin die profeet skynbaar verwys na 'n ballingskap en terugkeer wat later sou plaasvind, as die terugkeer uit die Babiloniese ballingskap. En ook 'n terugkeer uit baie lande, terwyl Israel tog net uit Babylon sou teruggekeer het. Hier word veral verwys na die profeseë in Sagaria 7 en 10. Wat die laaste groep betref, moet 'n mens onthou dat sommige profete wel na die ballingskap na Babylon verwys as 'n ballingskap na baie lande, sodat hulle ook in die terme van die terugkeer sou kon praat. Byvoorbeeld in Esegiel 20 en Jeremia 30. En wat in later terugkeer na die bekende groot terugkeer betref, moet 'n mens ook onthou dat die ballinge nie eens naaste by almal gelyk in die bekende groot terugkeer in 539 teruggekom het nie. Selfs 50 jaar na hierdie terugkeer was daar saam met Esra nog soveel ballinge in Babylon dat hulle 75.000 van hulle teenstanders kon ombring. Ons lees daarvan in Ester 9 vers 16. Die profete het dus nog altyd na die oorspronklike terugkeer van 'n toekomstige terugkeer gepraat. Daar is dus nie rede om in hierdie profeseë 'n toekomstige ballingskap in te lees met 'n terugkeer wat eers in 1948 na Palestina plaasgevind het nie en nog steeds nie afgehandel is nie. Anders as die gedetailleerde stelsel van dinge wat in die toekoms moet gebeur, meen Prof Koenig, daar is net oor 4 toekomstige dinge regtig duidelikheid. Die wederkoms van Jesus, die opstanding, die oordeel en die nuwe hemel en aarde. En as ons onthou hoe vry en onvoorspelbaar profeseë vervul word, sal ons huiwerig wees om die vervullings van hierdie profeseë te realisties voor te stel. Ons kan van een ding heeltemal seker wees. Ons sal grondige verrassings kry in die vervulling van hierdie uitstaande profeseë. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om nie te presies te wil weet en uit te werk hoe en wanneer die profeseë, die beloftes van u wederkoms, van die oordeel van nuwe hemel en aarde en ons ewige verlosser, wanneer en hoe dit gaan wees nie. Want ons gaan in elk geval dit nooit kan weet nie. Laat dit vir ons alleen maar 'n hoop gee vir die toekoms. In Jesus se naam.
Amen.